Goeiemôre en baie welkom. Ek wil graag vir ons 'n oggendgebed lees uit 'n ou Psalm uit. En jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net die woorde te ontvang. Here, maak my u wil bekend. Leer my u paaie. Laat die waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. En in u stel ek elke dag my verwagtinge. En soos al die mense vooraf steek ons vanoggend ook 'n kers aan om ons te herinner dat die Here is in ons almal en rondom ons en in ons, bokant ons en ook voor ons. Mag ons vanoggend die geskenk ontvang om bloot net hier te wees en in die Here se genade te rus. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so in die stilte bly. En as jy wil, is jy welkom om jou oë toe te maak. En miskien wil jy die tyd gebruik om ook jou gebed wat jy volgende na die Here toe wil bring, om dit vir hom te gee. Miskien wil jy dalk net vir die eerste keer in 'n lang tyd net so die stilte geniet, dan is dit ook goed so. Ons gaan vir mekaar geleentheid gee om onsself toe te laat om vanoggend hier te wees, nie net in ons lywe nie, maar ook in ons koppe en ons harte. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor. And all our English viewers, welcome to you as well. It's also nice having you here in this capacity. Dit is lekker om julle te sien. Ek wil so net sê dankie vir Marjorie wat hierdie plek vir ons ingeruim het vanoggend. Sy was die gasvrou gewees, so ons wil vir haar sê baie dankie. En dan ek doen dit nie gereeld nie, maar ek wil dan net vir Tannie Lida welkom terug sê. Tannie Lida sê julle onthou, ek dink sy is al deel van die meditatiewe diens vanuit die kapel gebou is, dink ek. Maar sy het elke week in die verlede een van haar bonsai-bome saamgebring. En dit was haar geskenk aan die gemeenskap. Dit is 'n manier om vir ons te herinner dat, en as jy volgende dalk later 'n kers gaan aansteek, staan dalk 'n rukkie langer by die boom of na die tyd, vertoef dalk 'n bietjie langer daar, en dit is om vir ons te help om bewus te word van die mooi wat die Here elke dag vir ons gee. Dit is soms in baie klein momente
soms onsigbaar goed wat verby ons gaan, wat ons nie eens opmerk nie. Maar dit is dan die Lida se manier om vir ons daaraan te herinner, aan die mooi wat die Here vir ons elke dag in ons lewe gee. En ek wil sê baie welkom weer terug. Dit is baie lekker om Tannie weer deel, om weer terug te hê in die oggenddiens. So, dit is goed om Tannie te sien. Daar's ek het hierdie week van 'n skrywer iets gelees wat sy geskryf het, wat ek graag met julle wil deel vanoggend, soos 'n moment van oordenking. Dina Metzger het 'n boek geskryf wat sy genoem het Writing for Your Life. En sy maak hierdie opmerking wat nou hierdie week by my gebly het. Sy skryf en sê, stories move in circles. They don't move in straight lines. So it helps if you listen in circles. There are stories inside stories, and stories between stories, and finding your way through them is as easy and as hard as finding your way home. And part of the finding is the getting lost. And when you are lost, you start to look around and listen. En wat met my gebeur het toe ek gelees het, is om te erken dat alhoewel ons dit soms wil glo, gebeur ons lewe nie in 'n kronologiese volg. Ons stories loop nie een reguit lyn nie. Ons stories is dalk meer 'n spiraal. Ons lewens is in sirkels. Iets wat gebeur het jare gelede, wat vir jou geen betekenis gehad het nie, en wat jy dalk glad nie verstaan het nie, en dalk van vergeet het 'n manier om hulle self te herhaal later in jou lewe. Dat jy by 'n punt kom en sê, nou is ek hier en op 'n vreemde manier is ek op dieselfde plek as waar ek was jare gelede. En dat iets wat gebeur het, 'n oomblik of 'n betekenis of 'n moment, wat in 'n ander seisoen van jou lewe plaasvind, het 'n geneigtheid om hulle self te herhaal. Op 'n manier hier in jou siel te kom lê, as bure, twee momente geskei van afstand en tyd, maar dat jy op 'n manier besef, ons leef nie in 'n reguit lyn nie. Goed herhaal. Ons herbesoek baie keer ou emosies, ou gedagtes, maniere hoe ons gedink het, die manier om weer oor te spoel, dan verander ons weer, dink weer nuut. En so bly ons in hierdie spiraal, so bly ons in hierdie in die sirkel. En wat Dina, ek dink vir ons almal herinner, is dat ons stories is soms binne in 'n ander storie. En wat ek dink sy daarmee bedoel is, dat soms kan jy nie hierdie ding van jou vertel, hierdie storie van jou vertel, sonder om ook iets anders te vertel nie. Momente en stories is vervleg. Daar's raakpunte. Baie keer is ons stories ook verbind aan mekaar, dat ek kan nie my storie vertel sonder om ook jou storie te vertel nie. Ons as raakpunte. En ek dink die vraag wat baie van ons dan het in sekere tye van ons lewens is, wat beteken dit alles? Wat is die koneksie tussen wat gebeur het met my en waar ek nou is? Of wat is die betekenis of die koneksie wat ons twee het? Jy wat so groot effek op my lewe gehad het, en waar begin ek en waar eindig ek? Stories beweeg in sirkels. Dis 'n spiraal, en ek dink dit los mens met 'n klomp vrae. En ek het so 'n paar neergeskryf wat by my opgekom het, en dit is om jouself te vra, hoe beweeg my storie in 'n sirkel? Wat is die stories waaraan ek vashou, wat my hier, waar ek nou is, betekenis gee?
'n doel gee. Wat van daai ou herinneringe bly teenwoordig? Wat is die goed waaraan ek elke dag vashou? Wat ek vir my laat aan herdink, reflekteer oor, en dat dit vir my geweldig belangrik is om dit te onthou. Hoe raak my verlede aan my hede? En doen dit enigstens. En hoe trek waar ek nou is, hoe trek my storie wat ek vandag leef, my vorentoe? Of hou dit my terug? Hou dit my in die verlede? Sukkel ek om dit te laat gaan, sodat ek kan aanbeweeg? En dalk die laaste vraag, wie is die persoon of mense wat luister na my stories? Hoe help hulle my om stil te staan en te luister? Daar's 'n ou gebruik in ons tradisie. Nie net in ons tradisie nie, maar jy lees dit oor en oor en oor in al die ou antieke tekste, waar die priesters en die profete en God self vir mense sê, onthou waar jy vandaan kom. Onthou hoe ek vir jou goed was. Onthou wat gebeur het in die verlede. So asof die tekste vir ons op 'n manier wil sê en God se Gees vir ons wil herinner, daar's ongelooflik baie waarde daaraan om te onthou, om te koester, om nou en dan stil te staan en te besef, maar as 'n klomp mense en goed wat gebeur het, wat my geaffekteer het oor waar ek nou is. En daar's waarde daaraan om hulle te onthou, om daai oomblikke te onthou, en dit aan te vier. Tussenin het die gelowiges dan geglo, die hoop is, dat ons besef hoe die Here vir ons goed was. Op maniere wat ons soms vergeet. En hierdie Psalm wat ons volgend gelees het, skryf Dawid op 'n stadium, maak my wil bekend, Here, leer my paaie, laat die waarheid my lei, onderrig my daarin, want U is God my redder. En dan sê hy so, in U stel ek elke dag my verwagting. So asof die digter wou sê dat met alles wat gebeur rondom my, ek leef met 'n verwagting dat die Here my nog steeds gaan verras, dat die Here nog steeds my goed sal wees. Al hou ek miskien soms vas aan wat was in die verlede. Al kom herbesoek daai ou momente my hier. Al sukkel ek om die koneksie te maak en wat dit beteken, stel ek my verwagtinge dat die Here nog steeds goed sal wees vir my. Ons gaan so 'n oomblik neem vanoggend waar ons sommer net dink oor ons eie lewe as 'n sirkel, as 'n spiraal. En miskien wil jy volgende oomblik die tyd neem, die geleentheid neem om te dink oor hoe was die Here, waar in my lewe het ek die ervaring gehad, die Here was vir my goed. Waar in my lewe het ek die ervaring gehad, dat die Here my versorg, op maniere wat ek nodig gehad het. Waar in my lewe het ek die ervaring gehad, dat die Here vir my gehelp het met die aangaan, met die oorgang. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit. Miskien wil jy die geleentheid neem om dalk 'n kers aan te steek hier voor een van die tafels, 'n gebedskers, om daardeur te sê, ek is nog hier. Ek is nog hier, waar ook al hier mag wees.
Maar ek leef met hierdie verwagting dat die Here is hier saam met my. En ons is saam. Ek wil graag vir ons 'n teks volgend lees uit Lukas 17 van vers 11 af. As jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Anders sal ek dit vir julle voorlees. Lukas 17 van vers 11 af. So op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. En net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hy bly op 'n afstand staan en roep hard: Here Jesus, Here, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy toe: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. So op die oog af vir dit lyk asof hierdie teks oor dankbaarheid gaan. Dat dit die punt is wat Lukas wil maak. 10 melaatse mans word genees, een draai om om vir Jesus te kom dankie sê, en dis hy wat dan die vreugde van verlossing ervaar. So asof Lukas die punt wil maak dat dankbaarheid is die ongelooflike ding wat mense lewe, daar's waarde daaraan om met dankbaarheid te leef, is wat Lukas wil sê, dink ek, en dat dit op 'n manier jou lewe verbreed, jou hart groter maak as wat dit is. Dat dit op 'n manier ook iets in jou herstel en genees. En dat dit jou help dat dankbaar jou ook help om die lewe met al haar kompleksiteit en al haar mooi te ontvang as 'n geskenk. So ek dink dit is die punt wat Lukas maak, is dat daar is geweldige waarde en die belangrikheid om jou lewe te leef vanuit dankbaarheid. Maar ek dink die storie wil ook iets meer as dit sê. En dat dit is ook 'n storie van die dankbaarheid van 'n vreemdeling wat weer verwelkom word. En ek dink dit is iets anderste. Ek dink die storie gaan ook oor identiteit. En hoe dit voel om deel te wees van iets en hoe om uitgesluit te word van iets.
Ek dink is 'n storie ook oor die koninkryk van God. Wie behoort, wie is genooi, wie kan vorentoe kom, en ek dink die storie los ook vrae by ons. Vrae soos, wat bedoel ons as gelowiges, as ons sê ons is een in Christus? Wat beteken dit? Ek dink dit los vrae by ons soos, wat is ons verantwoordelikheid as gelowiges teenoor vreemdelinge, teenoor die ander, wie ook al die ander mag wees, en wie ook al ons dink die ander is. En dan ook die vraag oor hoe hanteer ons verskille tussen mekaar, met ander mense, hoe hanteer ons mense wat klaarblyklik anders is as ons. Ek het toe ek aan hierdie vraag dink hierdie week, wat met my gebeur het, is om te erken dat op 'n dalk 'n onbewuslike wyse het hierdie vraag nog altyd geleef en is eintlik deel van my DNA. Ek kom uit 'n familie van vreemdelinge. Ek kom uit 'n familie van immigrante. Van hulle was vlugtelinge. Ander het aan die begin van die eeu opgeëindig in 'n konsentrasiekamp. My wortels strek ver van hier af. Duitsland, Frankryk en Skotland en Holland. Ek kom uit 'n lang geskiedenis van immigrante. Ek dink baie van ons ook. En hierdie vraag oor wat is ons verantwoordelikheid met vreemdelinge? Wat is ons verantwoordelikheid teenoor 'n migrant, as jy nou so kan vra? Wat beteken ons as ons sê ons is een in Christus? Daai vraag is nie, dit lê nie op 'n intellektuele vlak nie. Dit is nie iets abstrakt nie. Ek dink vir baie van ons is die vraag baie emosievol. Dit is baie persoonlik. En ek dink veral in vandag se klimaat, met alles wat rondom ons gebeur, en waar ons juis in hierdie klimaat geneig is om die grense en die lyne al hoe dikker en sterker te trek, om te wil definieer, maar wie is ons en wie is die ander? Wie is die vreemdelinge? In 'n klimaat waar baie van ons dalk onveilig voel of bang is oor die plek wat ons inneem in ons omgewing, dink ek bly die vraag by ons. En ek dink ek moet ons mekaar vra, so wat sê die evangelie oor wat dit beteken om te behoort? Wat sê die stories vir ons daarmee? Help dit enigsins vir ons? En waar is ons veronderstel om ons identiteit te vind? Waar is dit? Waar is huis vir ons? Regte huis. Daar's 'n Amerikaanse teoloog, Debbie Thomas, wat hierdie geweldige mooi stories vertel. Sy vertel oor hoe sy as 'n jong dogtertjie het haar pa, hulle gesin, op vakansie geneem India toe. Hulle wortels strek tot daar. En hulle het vir familie gaan kuier, en sy vertel hierdie een storie oor waar hulle die een oggend op die treinstasie staan, in die ry, in die queue, om 'n kaartjie te koop vir die trein na die volgende plek toe. En te midde van die geharwar van die stasie, en die geraas, en die klanke, en die mense, sien sy uit die hoek van haar oog, daar in die hoek van die stasie, is 2 figure, wat so vooroor gebuk is. En Debbie skryf dat op daai stadium, het hulle al 'n hele paar weke spandeer in Indië. So sy, wat van Amerika afkom, het gewoond geraak om armoede te sien. Sy sê, maar daar was iets anders
aan hierdie twee figure. Hulle was misvormd gewees. En hulle hande wat hulle uitgehou het, van die vingers was nie daar nie. En die voete, daar waar haar voete moet wees, was daar niks nie. En sy vra toe vir haar pa, wie is daai mense? En haar pa sê toe, hulle is siek, hulle is melaats. En sy skryf toe in 'n storie oor, en sy verduidelik dat sy het nog nooit in haar lewe mense gesien wat so te midde van almal wat gekom en gegaan het op die stasie en die bedelaars wat wel daar was en die klanke, het sy nog nooit mense gesien wat so alleen gelyk het nie. Nog nooit so eensaam gelyk het nie. So geïsoleerd voorgekom het nie. En sy maak dan die opmerking en sê, dit het gelyk soos mense wat in die skaduwee lewe. Het gelyk soos mense wat nêrens behoort nie. En hierdie storie oor die melaatses, is mense wat in die skaduwee gelewe het, in 'n niemandsland, in 'n tussenin plek, daar waar niemand behoort het nie, en daar waar niemand wou kom nie. Daar was 'n ou gebruik in daai tyd, waar as jy melaats was, dan moes jy jouself isoleer. Hulle het jou uit die dorp gestoot. Gewoonlik moes jy buitekant die dorp gaan bly het. En as jy dan dorp toe wou gaan, of jy wou gaan kos haal het, of iemand het vir jou kos gebring, of daar het mense langs die pad gestap, dan moes jy, en dit was verwag gewees van jou, om dan uit te roep hardop, onrein, onrein, sodat almal wat het gehoor het, hulle afstand kon hou, en geweet het. En ek het dan gedink, dit is hoe ongelooflik, wat die effek dit moes hê op hulle siege. Nie net was hulle siek nie, hulle was die siekte. Hulle was eensaamheid. En as Jesus dan hierdie mense genees, en ons lees baie stories oor waar Jesus melaatse mense genees, maar wat met my gebeur het is, as Jesus hierdie mense genees, dan genees hy nie net hulle liggame nie, hoe hulle lyk nie, maar hy genees iets in hulle, hy herstel iets in hulle identiteit, hy gee weer hulle menslikheid vir hulle weer terug. Hy help hulle om weer dit te kry wat hulle verloor het, dit wat jou mens maak, familie, saamwees, intimiteit, konneksie, mense, gemeenskap. En as Jesus vir hulle genees het, dan bevry hy hulle om weer te kan voel, oor hoe dit moet voel as iemand aan jou vat, hoe dit moet voel as iemand jou vashou, jou omarm, deel is van 'n gemeenskap, al daai goed wat siektes van jou steel, en wat jou keer om dit te kry. En Jesus betree daai wêreld. Jesus stap in daai ruimte in daai niemandsland, daar waar niks en niemand ooit behoort nie, en hy bring hulle huis toe. Daar was, ek dink as jy die storie vanuit daai hoek lees, dan is die genesing, dan is die reaksie van die 10de melaatse man wat teruggedraai het, dit was nie net dankbaarheid omdat hy genees was nie. Dit was 'n reaksie op wat dit beteken om te kan behoort. Dit is 'n geweldige ding om te doen iets van jou menswees as jy voel jy behoort iewers aan iemand of aan 'n plek of jy voel tuis nie. Maar dit is ook 'n geweldige ding as jy die ervaring het dat jy nie behoort nie. En die genesing wat Jesus hier bring vir hom is sy reaksie, waar hy omdraai en God prys, is die reaksie oor wat dit beteken, wat dit doen aan jou om te kan behoort. En dan maak Lukas hier 'n interessante punt. Hy sê, hierdie man was 'n Samaritaan gewees. Die einste mense
vir wie die Jode gesê het, moet in elk geval nie kontak hê met hulle nie. So, nie net was hy siek nie net het hy anders gelyk nie, hy was ook anders. Hy was die einste mense wat die Jode gesê het, moet in elk geval nie met hulle kontak maak nie. Jesus stuur dan hierdie 10 weg na die priester toe, gaan wys jouself vir die priester, sê Jesus. En my aanname is selfs al het hy gaan wys vir die priester, en hy was genees, sou hy nog steeds nie 'n plek gehad het om te behoort in die dorp, in die gemeenskap nie. Want hy was in elk geval 'n vreemdeling. Iemand wat er nie gepas het nie. So wat doen hy dan? Hy laat toe dat sy andersheid, die feit dat hy weet hy is 'n vreemdeling, hy laat toe dat dit vir hom help om iets te sien wat die ander 9 nie kon sien nie. En dit is dat sy identiteit, wie hy regtig is, sou hy nie vind by die priester nie. Hy gaan dit kry by die kerk nie. Hy gaan dit kry by mense nie, en hy gaan dit kry in die gemeenskap nie. Hy besef waar hy sy identiteit gaan vind, gaan wees by die voete van Jesus. Die ander het nie gesien nie. Sy andersheid help hom om te besef dat Jesus se arms is so wyd oop dat Jesus alles van hom omarm. Sy siekte, sy andersheid, sy vreemdelingskap, en wat hy dan besef is, hy is 'n geliefde van God. En as jy, wat ook met my gebeur is, as jy hierdie storie lees, en jy sit jouself in die Samaritaanse skoene, die Samaritaanse reaksie is 'n refleksie van die intieme verhouding tussen desperaatheid en geloof, tussen diep soeke en dankbaarheid. Ek weet nie of jy al in so 'n plek was nie. Daar's 'n fyn lyn en die goed oorvleuel baie keer. En 10 mense was daai dag genees. Maar dis die een wat teruggaan, is die een wat niks gehad het om te verloor nie. Die een wat niks gehad het om terug te gaan na toe nie. Die een wat niks vanselfsprekend aanvaar het nie. Wat vanuit dankbaarheid geleef het. Het was nie net 'n ordentlike maniere om te gaan dankie sê nie. Het was iets wat in hom hier gebeur het. Besef het, hier het iets gebeur en dit, my diep soeke, my desperate soeke en dankbaarheid ontmoet mekaar. Lukas maak 'n punt en sê, daar's ongelooflike waarde daarin om vanuit dankbaarheid te leef. Ek het groot geword in 'n huis waar, ek dink baie van julle ook, waar jy van vroeg af, van kleins af geleer is, om dank te sê vir alles. Enige oom of tannie of 'n oupa of 'n ouma of 'n wie ook al, wat ook al hulle vir jou gee, wat ook al jy kry, wat ook al jy doen, sê dankie, sê dankie, sê dankie. Ek maak my kind ook so groot. Sê dankie oom, sê dankie tannie. En ek dink dit is fantasties. Ek dink ons almal moet so groot gemaak word. Maar daar is 'n gevaar daarin oor 'n lang tyd. As dankbaarheid iets outomaties word. As dankbaarheid slegs bloot net 'n reaksie is op wat jy kry en ontvang. Iets gebeur, dink ek, in jou. Jy verloor die ervaring van verwondering. Jy verloor nuuskierigheid. En hierdie weergawe van dankbaarheid, as dit bloot net 'n reaksie is, iets wat jy is nice en is goeie maniere, dan verloor jy iets in jou hart, in jou gedagtes maak toe, om te besef dat God is reg rondom jou, en in jou en in ander mense.
Maar hierdie Samaritaan, sy reaksie was nie dit gewees nie. Sy reaksie het uit van 'n diep plek gekom, die besef dat hoe skaars en hoe mooi genade kan wees as jy dit ontvang in die niemandsland. In daai tye wat jy nêrens behoort nie, of voel jy behoort nêrens nie. Hoe ongelooflik mooi genade dan lyk. Miskien is jy 'n plek waar het vir jou moeilik is om dankbaar dalk te wees. En miskien is die vraag dan, wat jy vir jouself moet vra, waar voel ek op my veiligste, op my mees gemaklikste? Waar voel ek selfversekerd? Waar voel ek ongelooflik tuis? Miskien vra hy die storie jou om te skuif na plekke waar jy die een is wat onveilig voel. Waar jy die een is wat bang is. Waar jy die een is wat voel soos 'n vreemdeling. En om dan dalk weer vir jouself te vra, wat is my diep soeke? En om dan jouself oop te maak en te besef, maar God se arms is regtig baie wyd. En ook dat God alles van jou ontvang en omarm en verwelkom. 10 mans was genees, 1 het teruggedraai, 1 het gewaag om nader te stap, om nader te gaan. 1 het besluit, hy wil dit doen nie om ordentlik te wees nie, maar hy het ontdek wat gebeur as dankbaarheid oorspoel in liefde. Mag ons dit ook ervaar. Mag ons dit ook nader waag. Ons gaan vanoggend vir mekaar uitnooi om die tekens van die lewe te ontvang, van brood en van wyn. Jesus het op die voorhand van sy dood het hy die tekens gebruik. En gesê, onthou my. Onthou my. Die lewe gaan nie altyd uitspeel soos dit moet nie. Die lewe loop nie reguit lyn nie. Maar gaan baie goed in jou lewe gebeur wat skeef loop. Maar drink die wyn, eet die brood. En probeer om te leef vanuit dankbaarheid. Nie omdat dit goeie maniere is nie, maar omdat jy jouself oopstel om verwonder te word deur hoe goed God vir ons elke dag is. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit. Miskien wil jy jou toemaak en bewus word van dit wat jy gehoor het. En wanneer jy ook al gereed is jy welkom vorentoe te kom, die tekens te kom ontvang en dit te gebruik by een van die tafels. Er was een keer 'n teoloog wat gesê het, hulle het vir hom gevra wat is die beste gebed wat jy kan bid? Hy sê toe net een woord: dankie.
Soms is dit ons gebed, om te sê, dankie. Mag ons vanuit dit leef, mag ons vanuit dit dalk anders kyk na onsself, na mense rondom ons, na hulle wat ons sal sê, is die ander, is die vreemdeling, want was ons nie maar almal op 'n stadium ook maar vreemdelinge nie. Mag dit vir julle 'n mooi week wees, 'n goeie week. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek om daardeur te sê, soos mense nog altyd, dat die Here is hier by ons. As ons die kers uitblaas, dan doen ons dit vanuit 'n plek van geloof. Om te sê ons glo dat die Here is met ons, waar ook al ons in hierdie week mag gaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun, en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Amen. Hallo. Hoe gaan